Welkom by vandag se les oor kernbesigheidsberekeninge, 'n noodsaaklike gereedskapskis vir enige entrepreneur of besigheidsstudent. Ons sal ondersoek hoe om die kosprys, verkoopprys, verwagte netto wins en gelykbreekpunt te interpreteer, alles vanuit 'n besigheidsbesluitnemingsperspektief. Die kosprys is die totale bedrag wat bestee word om 'n produk te produseer of te verkry. Dit sluit materiaal, arbeid en oorhoofse koste in. Om die kosprys te ken, help besighede om verkooppryse vas te stel wat winsgewendheid verseker. Volgende, die verkoopprys is die bedrag wat 'n kliënt vir 'n produk betaal. Dit moet hoër wees as die kosprys om wins te genereer. Prysstrategieë neem dikwels markvraag, mededingerspryse en waargenome waarde in ag. Dan verwagte netto wins. Netto wins is die bedrag wat oorbly nadat alle uitgawes, insluitend die kosprys en bedryfskoste, van die inkomste afgetrek is. Dit weerspieël die besigheid se werklike verdienste en is 'n belangrike maatstaf van finansiële gesondheid. Daarbenewens, die gelykbreekpunt is wanneer totale inkomste gelyk is aan totale koste, wat beteken dat die besigheid nie 'n wins of verlies maak nie. Kennis van hierdie punt help besighede om die minimumverkope te verstaan wat nodig is om koste te dek. Laastens, besigheidsbesluitneming. Hierdie berekeninge lei belangrike besluite soos prysbepaling, begroting en groeistrategieë. Hulle help entrepreneurs om risiko's te evalueer, doeltreffendheid te verbeter en vir winsgewendheid te beplan. Om die kosprys, verkoopprys, netto wins en die gelykbreekpunt te verstaan, is noodsaaklik vir die bereiking van besigheidssukses. Hierdie elemente lei strategiese finansiële besluite en help met die opstel van effektiewe planne.